Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting en ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook om elke episode net lank genoeg te maak dat jy daarna kan luister wanneer jy 'n bietjie van 'n koffiebreek vat. Ons gesels vandag oor 'n onderwerp wat dikwels in die media is en waar daar eintlik volgens my 'n bietjie van 'n wanpersepsie bestaan wanneer 'n mens met adviseurs en belastingpligtiges gesels. En dit is die belastinginwonerskap van belastingpligtiges. Nou, die wanpersepsie wat daar ontstaan, of wat daar bestaan, is dat die vraag van baie adviseurs en belastingpligtiges met wie ek hieroor gesels, is baie keer, wanneer kan of moet ek kies om nie meer 'n Suid-Afrikaanse inwoner te wees? Nou die slegte nuus hierso is, dit is nie 'n keuse of 'n eleksie wat jy maak om 'n inwoner te wees of nie. Jou inwonerskapstatus hang af, of het word bepaal deur die definisie van 'n inwoner. En of jy 'n inwoner is of nie, hang af of jy aan hierdie definisie voldoen of nie. En dit is 'n feitelike vraag. Dis nie 'n keuse wat 'n mens uitoefen om te sê ek wil of wil nie meer 'n inwoner wees. As ons na die definisie kyk, daar is regtig twee komponente in die konteks van individue. Die eerste een is, as die individu gewoonlik woonagtig is in Suid-Afrika, dan is hy of sy 'n inwoner van Suid-Afrika, en dan is daar tweedens 'n fisiese teenwoordigheidstoets. Nou as ons na gewoonlik woonagtigheid kyk, die vereiste kom eintlik maar daarop neer om te sê, bly jy in Suid-Afrika of nie? So is Suid-Afrika jou tuiste waar jy woon? En dis 'n feitevraag. Dit hang af, waar woon jy? Was jy teenwoordig in die land of nie? En as jy nie teenwoordig is in die land, is dit omdat jy permanent weggetrek het en elders bly? Of is dit eintlik maar omdat jy tydelik uit die land uit was? Nou daar is heel wat regspraak hieroor, maar ek dink die kritiese aspek uit wat ek nou net gesê het en hierdie regspraak is, daar's geen keuse wat jy kan uitoefen om te sê, maar as jy uit die land uit weggetrek het, kan jy kies om 'n belastinginwoner te bly, of as jy nog steeds hier bly, kan jy kies om nie meer 'n belastinginwoner te wees. Daai keuse bestaan nie. En wanneer jy dan nou jou inwonerskap beëindig, of wanneer jou inwonerskap deur 'n feite beëindig word, is daar sekere belastinggevolge wat hier uit voortspruit. Soos byvoorbeeld dat jy 'n geagte beskikking oor jou bates het, en dit het 'n kapitaalwinsbelasting effek. So weer eens, jy kan nie kies om hierdie belastinggebeurtenis te laat plaasvind of nie plaasvind, deur bloot maar die keuse uit te oefen, en sodoende hierdie belastingeffek vry te spring nie. Die tweede element, die fisiese teenwoordigheidstoets, is eintlik maar 'n toets wat sê, as jy nie gewoonlik woonagtig is in Suid-Afrika, so dan tipies iemand wat in die buiteland woon, maar wat so gereeld in Suid-Afrika is oor 'n tydperk van 'n 6 jaar wat hierdie teenwoordigheid gemeet word, dat die persoon geag word dan 'n belastinginwoner te wees. So hierdie bepaling is eintlik maar gemik op buitelandse persone wat gereeld in Suid-Afrika is. Nou albei hierdie elemente, die gewoonlik woonagtig vereiste en die fisiese teenwoordigheidstoets, is onderworpe aan dubbelbelasting ooreenkomsbepalings wat dit kan oorskryf. So wanneer 'n dubbelbelasting ooreenkoms ag dat 'n persoon uitdruklik of uitsluitlik 'n inwoner van 'n ander land is, dan is die persoon ook nie 'n inwoner van Suid-Afrika vir belastingdoeleindes nie. Nou hoe hierdie dubbelbelasting ooreenkoms te werk, is hulle het wat hulle in Engels noem tiebreaker clausules in, wat sal geld as die persoon 'n inwoner van beide die lande is wat 'n party is tot hierdie verdrag. En die tiebreaker bepaling is dan 'n bepaling wat daarop gemik is om te sê, maar jy kan net van een van die twee lande 'n belastinginwoner wees. En hy het dan 'n hele stel reëls wat mens moet deurvolg om te gaan kyk, maar volgens sy reëls, in watter land is jy uitsluitlike inwoner of nie. So dit kyk byvoorbeeld na goed soos, waar het jy 'n permanente huis beskikbaar? Waar is jou center of vital interest in Engels? So in Afrikaans waarskynlik jou
jou sentrum van kritiese belange. Waar is jou, in Engels weer eens, jou habitual abode, so waar bly jy as 'n reël, waar is jou gewone blyplek? En ek dink al hierdie faktore is daar gaan gewoonlik na die plek waar die persoon werklik bly. Nou, in baie van hierdie gevalle, as mens dan nou na die definisie gaan kyk aan die een kant, maar ook die dubbelbelasting oor die inkomste, dan is daar baie oorvleeling tussen die konsepte van byvoorbeeld gewoonlik woonagtig en center of vital interest. So dit kan wees dat die twee gelyktydig, dat jou belastinginwonerskap beëindig word op grond van gewoonlik woonagtigheid, en sou jy vir watter rede ook al dit nie beëindig op daai basis, dat die dubbelbelasting oor die inkomste dan sal begin geld, en in elk geval jou sal ag om uitsluitlike inwoner van 'n ander jurisdiksie te wees. Nou, ek vermoed die gedagte om 'n keuse te kan maak om te sê, maar jy is 'n inwoner of jy is nie 'n inwoner, gaan rondom die verklaring wat 'n mens op e-filing moet doen om te sê, wat is jou Suid-Afrikaanse belasting inwonerskapstatus? Nou, hierdie verklaring is 'n administratiewe proses om aan SARS te verklaar wat jou belastingstatus is. Die wetgewing sê nie vir jou wanneer jy dit moet doen nie, maar die wetgewing sê wel, jy moet jou opgawes akkuraat invul, en jy kan nie jou opgawes akkuraat invul as volgens jou feite jou belasting inwonerskapstatus verander het, maar jou profiel op e-filing sê jy is iets anders as wat jou werklike status is. So indirek vereis die wetgewing wat sê, maar jy moet akkuraat jou opgawes invul, eintlik van jou, om wanneer jou feite verander het, dit op e-filing te gaan verklaar aan SARS dat jou feite verander het. Die ander kant is ook waar, dat sommige mense, wanneer jou status verander het jy dalk nie noodwendig nodig om meer belastingopgawes in Suid-Afrika in te dien nie. So jy is byvoorbeeld 'n nie-inwoner, jy verdien nie meer Suid-Afrikaanse broninkomste, so daar's niks om aan SARS te verklaar, en as jy gaan kyk na die lys van persone wat opgawes moet indien, val jy streng gesproke nie meer onder daai lys nie. Nou in hierdie geval, as jy nie vir SARS inlig daarvan dat jy nie meer 'n inwoner is, dan gaan die stelsel jou bly beskou en waarskynlik probeer belas asof jy 'n inwoner is. So dis ook 'n motivering om seker te maak, wanneer jou status verander, gaan verklaar jy dit vir SARS so gou as moontlik. So miskien om af te sluit, die kritiese punt vir vandag, belastinginwonerskap is nie 'n keuse of 'n eleksie wat jy kan maak nie. Dit hang af van jou feite, en dit hang ook af, dit word bepaal deur goed soos die definisie van 'n inwoner, deur byvoorbeeld dubbelbelasting oor inkomste, en in sommige gevalle selfs die wetgewing van 'n ander land wat jou binne in daai dubbelbelasting oor inkomste se tiebreaker klousule kan insit. Dis al vir vandag se episode. Ek hoop jy het die episode geniet. As jy het, gaan sluit asseblief op jou Potgooi platform aan en vertel vir al jou vriende en kollegas van die Potgooi. As daar enige vrae is wat jy graag sou wil hê ek in toekomstige episodes moet bespreek, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-pos is in die notas tot die episode. Dan sal ek graag kyk na wat jy graag waarna jy meer wil luister. En net 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie episode is belastingadvies of bedoel om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees. Tot volgende keer. Totsiens.